Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Die registrasies vir ons Fusion Camp is nou oop. So maak seker jy registreer jou tiener so gou as moontlik. Dit is net R950. Die kamp is van die 28ste September tot die 1ste Oktober by Kiro Somerset Wes. Dis 'n kamp wat jou kind nie kan mis nie. So maak seker jy registreer sommer nou. Tydens die winterskoolvakansie sal daar geen aanddienste wees nie. Oggenddienste sal wel voortgaan om 8:30 en 10:15. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Ons is in hierdie reeks vir die vakansie, 'n reeks met die naam van Liefde deur Vrygewigheid. Ons tema vir die jaar is Marked by His Glory, Known by His Love. Sy liefde in my, sy heerlikheid in my, sy liefde deur my. Dis waar ons journey. En ek vertel 'n storie. Hierdie reeks is 'n storie. Jy moet die storie verstaan. As jy die storie nie gaan verstaan nie, dan gaan dit vir jou moeilik wees. Nou die storie vinnig is dit. Paulus, hy beweeg deur die hele Romeinse ryk en hy's besig met 'n projek vir Jerusalem. Dis wat hy doen. So hy gaan van gemeente na gemeente en hy praat met hulle oor die projek wat hulle aanpak vir Jerusalem. Jerusalem is 'n gemeente wat deel is van hierdie nuwe koninkryk wat Christus op aarde kom neersit het en hulle het gegaan deur 'n geweldige hongersnood en dit het gelei tot armoede. En nou gaan Paulus deur die hele Romeinse ryk na elke gemeente toe wat deel is van hierdie nuwe koninkryk van God en hy sê vir die ouens, ons het 'n projek. Die Here het 'n projek op ons lippe gesit en hierdie is alles 2 Korintiërs 8 en 9. Gaan lees 2 Korintiërs 8 en 9, jy gaan die hele storie daar lees. So nou gaan ek aan op hierdie journey. Dis waar ons verlede week gepraat het, wat hy gesê het, maar kom ons koop in God se projek hier op aarde. Nee, ons koop in op sy projek om sy koninkryk te laat groei en dis waar dit gaan. Nou in daai gedeelte praat hy, dis 'n fondsinsameling, is deel van die projek, maar die fondsinsameling, obviously want die ouens is arm, hulle is honger. Maar hy verwys nie daarna as 'n fondsinsameling as geld nie, hy praat oor ander goed, hy praat oor liefdadigheidswerk en hy praat oor dit. Hy het ander terminologie. So, nou gaan ons aan in hierdie storie, want nou wil hy vir hulle 'n bietjie kom challenge. Hy wil hierdie ouens kom challenge in Korintiërs, maar ons gaan nou spring vanoggend na Johannes toe. Want jy sien die challenge om hierdie gemeente in Korintiërs te challenge is die voorbeeld uit Johannes uit wat ons na gaan kyk om hulle verder te vat. So vrygewigheid vanoggend se fokus is, hoor dit, vrygewigheid is geestelik. Ek wil net hoor dit vanoggend. Dis nie fisies nie. Dis nie vleeslik nie. Dis nie as vrygewigheid hier uit jou kop alleen uitkom. Kyk, ons sê ons hier is ons geestelik. Jy verwys ons hierso so na jou belly. Jy weet dit. Dis waar die term vandaan kom, as jy kry groot Christene. Jy weet, hulle is groot geestelik en
Maar partykeer wil ons om hier dink. Vrygewig as jy om hier dink, dan werk hy amper verkeerd om. Jy weet, want dan moet jy sommetjies maak. Hy sê kom met jou hart uit. Nee, vrygewigheid. Okay? So Jesus het baie gepraat oor geld. Ek wil jy moet dit hoor. Hierdie reeks ouens, ek dink julle verstaan hom, dit gaan nie oor geld nie. Ons leer iets, stories wat Jesus gepraat het. So Jesus het in die Bybel baie gepraat oor geld, Hy was nie skaam oor geld te praat nie, want hy het geweet geld openbaar iets oor jou hart. Dis ergens kan ons 'n venstertjie ooptrek en ons kan sien hoe lyk jou hart? Wat gaan in jou hart aan? Wat is vir jou belangrik? So geld is 'n hartsaak. Dis een van hierdie goed, net soos wat jou tyd, jou aandag, ek skryf daar jou drome, bekommernisse begin hier. Kyk, as jy stres, dan stres jy mos hier. Het jy al gevoel, jy stres lekker. En dan slaan hy uit met nat sweet op jou voorkop. Dis hoe hy werk. Maar jy stres om hier. Dis hartsake, dis goed wat vir jou na in die hart is. Dis goed wat vir jou pla, dis goed wat vir jou of blydskap, aandag, drome, daai goed, dis goed, dit kom hier uit. Dit maak jou opgewonde. Dis alles hartsake. So, nou gaan ons na wat Jesus sê daar in Matteus 6 vers 19, iets oor die hart. Hy sê die volgende, hy sê, moenie vir julle skat op die aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes het verniel. Nou net so stories so vinnig, toe ons tieners was, het hulle vir my bynaam was Roes, en my neef se naam was Mot. So toe die dominee hierdie lees, dan lag almal. Okay, so as ek vandag nog lees, dan het ek so tong in die kies, waar mot en roes het kan verniel nie. Maar anyway, hierdie is nou net 'n ander storie. En waar die diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar die diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons gaan hierdie term mooi na kyk vanoggend, jy moet hom mooi lees. En die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. En as die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien, niemand, hy sal of die een haat en die ander een lief hê, en of hy sal die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jesus praat hier oor, eintlik is dit een gesprek. Jy weet, die vraag is, waar is jou skat? Dis amper wat Jesus met hierdie ouens oor wil praat. Hy sê, ek wil julle moet iets verstaan. Waar is jou skat? Dit wat vir jou belangrik is. Hy sê dit so, hy sê, waar jou skat is, sal jou hart wees. Hy sê my andersom nie. Ek hoor partykeer ouens raak te mekaar, hy sê, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. Ek sê, nee, Jesus het dit juist presies andersom gestel. Hy het gesê, daar waar jou skat is, daar is jou hart. So dit is iets wat jou hart bepaal, iets wat jy het, wat jou hart beweeg amper in daai rigting. Ek skryf dat die plek waar jy hulpbronne belê, begin uiteindelik jou hart vorm, daar waar jy tyd bestee, jou geld, jou tyd, dit wat vir jou belangrik, daar waar ek my tyd spandeer, my hart volg soontoe. So, hy sê vir hulle, daar waar jou tyd is, daar waar jou skat is. Hy sê weet jy, die uiteinde is jou hart gaan daar opeindig. En dis waar die hele teaching gaan, so vrygewigheid gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor wie of wat jou hart het. Sien, dit gaan oor jou hart. Vrygewigheid gaan nooit oor geld nie. Dit het nie gegaan oor geld nie. Dit het nie gegaan, Jesus het uitgegaan om te probeer ouens se geld te soek nie. Hy het nie niemand se geld nodig nie. Hy gebruik praktiese voorbeelde. Hierdie gedeelte, hy gaan om te sê, maar kom ons toets dit ons. Jou hart is my belangrik. Waar is jou hart? Dis my belangrik en ek wil jou hart hê. Ek wil jou hart moet deel vorm van hierdie koninkryk. So ons almal woon of leef vir 'n koninkryk. Dit is logies. Ons ken die prentjie. Ek glo jy het hom nou al gehoor dat Christus het 'n koninkryk begin op hierdie aarde wat tot vandag toe hier is en wat nooit sal ophou nie. Soos in die hemel, so op die aarde. Hy bid dit. Hy sê hier's 'n koninkryk, my koninkryk is hier op aarde. Ek is die koning, ek regeer oor hierdie koninkryk. Maar op dieselfde aarde is daar nog 'n koninkryk. En almal, en ek praat nie net van ons wat hier sit nie, almal reg deur die wêreld leef vir 'n koninkryk. Ons leef vir God se koninkryk wat deur Christus op aarde begin is, of ons leef vir die ander koninkryk wat nie deur Christus beheer en gelei word nie. So Jesus begin hierdie gedeelte deur te praat
as jy daai hele gedeelte gelees in Matteus 6, dan praat hy oor 'n verskillende goed. Hy praat oor skatte, maar hy praat ook oor ons oë. Ons het dit gelees. Hy praat daarvan 2 base en hy praat van bekommernisse. Hy praat van 'n klomp goed wat hy daarvan praat, maar dit is alles eintlik een gesprek wat gaan oor heerskappy. Daai hele gedeelte, die konteks wat hy vir jou wil sê daar. Hy sê hier's 'n gesprek wat gaan oor heerskappy. Okay? Nou gaan ek hom opdeel in 'n paar verskillende areas dat jy kan hoor waaroor ek eintlik die verskillende plekke of areas in jou lewe waar heerskappy iets anders oor jou begin heers of jy kan begin heers oor iets. Ek wil hê jy moet iets van heerskappy verstaan. Die vraag amper wat hy wil uit daai gesprek moet jy by daai vraag kom te sê, okay, maar wie regeer nou my lewe? Nee, dis eintlik waartoe hy wil vat. Hy wil vra, watter koninkryk bepaal my prioriteite? Want waar my skat is, daar sal my hart wees. So, watter koninkryk? Hier's nou 2, bepaal my prioriteite. Dis wat hy vir hulle wil leer. En Paulus wil in dieselfde asem amper vir die ouens in Korintiërs op hierdie journey vat. Verstaan? Jesus sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Dis nou een van daai, want dit gaan oor die heerskappy. Nou ek weet, as jy hierdie lees, hierdie is al so verkeerd in die kerke ingepreek. Jy weet, dat mense as jy dit lees, dan sal ouens afskakel. So wie hy Mammon preek. Hierdie het niks daarmee te doen. Al daai gemors uit jou kop uit. Hierdie gaan oor heerskappy. Jesus praat oor jou hart. Hy wil hê, ek wil hê jy moet verstaan, hierdie gesprek wat Jesus voer is vir hom so belangrik. Hy sê ouens, ek wil jou hart hê. Ek wil hê jy moet verstaan, jou hart behoort aan my. Hy sê Mammon, as jy die woord Mammon hoor, dit verteenwoordig die ander koninkryk. Jesus verteenwoordig een koninkryk, Mammon verteenwoordig 'n ander koninkryk. Okay? So hy sê jy moet nou kies. Daai koninkryk of hierdie koninkryk. Hy sê my koninkryk word verteenwoordig, ek is die koning, ek regeer oor hom. Daar's 'n ander koninkryk, daar's 'n Mammon wat oor hom regeer wat ons kan noem of wat ons sy naam wil, maar daar's 'n ander koninkryk. Hy bring ander goed in. So daar waar jou skat is, jou hart sal daar wees. Jesus het nooit gesê geld is sleg nie. Dit is nie waar die gesprek gaan nie. Hy sê geld is 'n middel tot 'n doel. Dis eenvoudig, dis dit. Dit is eenvoudig, dit is maar soos enigiets anders. Hy sê geld kan 'n meester word wat jou begin regeer. Dis hoekom hy die Mammon ding, hy gee hom 'n naam. Hy sê daai ding kan 'n meester word. Onthou waar jou skat is, sal jou hart wees. As jou skat op die verkeerde plek is, gaan jou hart so intoe gaan. Dan gaan iets oor jou hart begin regeer. Hy sê dis die hele prentjie. God kan bepaal hoe jy mense sien. Geld kan bepaal hoe jy mense sien en hoe jy besluite neem. Verstaan? As hy jou begin vat, dan word jou besluite van, hierdie ding het my. Jy weet, as jy yours het, dan dis hoe jy mense begin sien, dis hoe jy begin leef, dis hoe jy begin optree. Hy waarsku ons, hy sê pas op. En dan verder bepaal dit ook jou vreugde. As jy bly is, jy's net bly as jou bankrekening vol geld is, anders kan jy nie bly wees nie. Hy sê pas op, hy sê of jy's hartseer as jy nou sien, jy het nou te veel betaal vir hierdie een ding. Miskien is hy baie goedkoper. Jy kwaad. Plas ek maar net. Of wat ook al, vrese veroorsaak, bekommernis, al die goed wat kom uit hierdie ding uit, dis asof hy sê, hierdie ding het 'n mag, hierdie ding kan jou hy doen iets in jou lewe, hoor dit, Jesus sê, vir my gaan dit oor hierdie gevoel, ek is bekommerd oor jou hart, ek wil jou hart hê, en daarom waarsku ek jou, pas op, dis is 'n reality boys, hierdie ding is die waarheid, dit is so, ek ken dit, hy sê nooit gepreek oor geld, hy preek oor jou hart, dan word geld nie meer 'n hulpmiddel nie, maar 'n koning. Jy sien hy het 'n Mammon, 'n ander koninkryk. Hy stel iets anders voor. Dit is hy vat jou na 'n plek toe dat die Here sê, maar ek het nie dit vir jou bestem nie. Dis nie my droom vir jou lewe nie. Skryf dat jy kan nie tegelyk leef vir God se koninkryk en vir Mammon se koninkryk. Die een gaan jou lewe vorm. Een van die twee gaan jou bietjie vat. En jy bietjie intrek. En dan raak hierdie geld wat veronderstel is om net 'n middel tot 'n doel te wees, raak iets wat jou regeer en dit raak moeilik en jy verstaan dit nie en dit is, hy sluk jou in en Jesus wil die ouens kom waarsku oor dit. Hy gaan verder, hy sê vir hulle, maar jou geld wys vir jou hoe belangrik, wat vir jou belangrik is. Onthou, Jesus sê waar jou skat is, ouens, jou skat bepaal. Nou, hier's 'n paar praktiese voorbeelde wat ek wou net inbring om te verstaan hierdie frase, waar jou skat is bepaal, waar jou hart is.
Ek skryf dat ons dink ons harte bepaal altyd ons geld, maar Jesus sê dikwels gebeur dit teenoorgestelde, ons beleggings vorm ons harte. Soos iemand wat byvoorbeeld 'n besigheid begin. Hy het altyd die koerant gekoop op 'n Sondag en die eerste ding wat hy oopmaak is die sportrapport. Want hy wil nou weer beleef hoe die Bokke gewen het. Kyk, dit is nou maar lekker om die tweede keer te wen en die derde keer te wen. Nee. En hy beleef dit. Maar nou het hy 'n besigheid oopgemaak. Weet jy wat maak hy nou eers oop? Hy sakerapport. En nou gaan ons 'n bietjie besigheid lees. Nee, sê die sport, nee, is vir kinders. Groot mens goed, ek is nou 'n groot mens. Jy weet. Nou lees hy daai. Sien sy hart verander. Dit wat vir hom belangrik was, shift. Daar's ander voorbeelde ook. Ek het daar gesit, byvoorbeeld as jy 'n huis koop, iemand wat 'n huis koop. Jy beskielik stap jy by winkels in waar jy nooit sou ingestap het nie. Jy word 'n handyman. Was nog nooit nie. Nou is jy 'n handyman. Want jou hart het geskuif. Verstaan jy? 'n Baba wat gebore word. Luister nou maar, ons het iemand hier op span wat swanger is. Hoor 90% waaroor praat sy. 'n Hart het geskuif. Anu? Anu sê net ja. Iemand wat by liefdadigheid betrokke, daar's voorbeelde van goed wat waar jou skat is, dit wat jy 'n besluit maak, jou hart volhou. Hy kom, hy raak betrokke by daai prentjie. Dan skryf ek daar, wees versigtig waar jy jou skatte plaas, want dit vorm nuwe waardes en prioriteite. Wees versigtig. As jy hy skat op die verkeerde plek gaan plaas. Dis ook mense praat, hy sê daar's my koninkryk en daar's 'n mammon, daar's 'n ander koninkryk. Hy sê plaas jou skat in die regte koninkryk. Hy sê want saam met die regte koninkryk is die prioriteite reg. Is jou waardes reg. In die verkeerde koninkryk is die prioriteite verkeerd, die waardes is verkeerd. Daai goed vreet vir jou, hy gaan vir jou opvreet. Hy gaan jou doodmaak, hy gaan jou in sy mag kry. Jesus waarsku die ouens. En dan nou dink hierdie gesprek het Paulus kon hy gehad het met die ouens in Korintiërs, want dit is presies waaroor hulle daar gesels het. Sy gesprek met hulle was ouens, julle manne hier in Korintiërs, julle is die ouens wat actually goed doen. Julle is die ouens wat alles reg doen. Julle is geestelik vooruitstrewend, die gawes funksioneer 100%. Hy sê al die dinge gebeur. Hy sê julle is 'n ryk gemeente. Hy onthou ons verlede week gepraat die Macedoniërs. Hy sê daai arm ouens. Hy sê daai arm ouens het my gesmeek om betrokke te raak by hierdie projek vir Jerusalem. Hy sê julle ouens het dit. Hy sê maar waar is julle harte in die saak? Jy sien, dis hoekom hierdie gesprek daar inkom. Waar is julle harte? Is julle hart vir die koninkryk wat God doen of gaan dit oor? Onthou nou die gemeente in Korintiërs, hulle het 'n obsessie gehad om ek noem dit obsession with superiority. Dis waar hulle het die obsessie gehad van wie is die beste, wie is die sterkste, wie sing die hardste, wie. Dat hulle begin mis het, iets anders het hulle hart gehad. Daai superiority, om dit te hê, het hulle harte gehad. Sê Jesus, dis hoekom Korintiërs 13, ons kan daaroor praat vir lank. Sê nee. Liefde ouens, liefde is 'n bewys van waar jou hart is. Waar jou skatte sal jou hart wees, liefde bewys, openbaar dit. En dis wat daar gebeur. So, nou wil Jesus vir die mense sê, en dis eintlik wat Paulus ook wil kom skryf vir die ouens daar in Korintiërs. Wat sê maar, belê in God se missie op aarde. So Jesus, veilige plek. Ja, as Paulus, hy nooi die ouens om betrokke te raak. Dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan, maar hoor mooi, maar om mense se harte aan God se werk te verbind. Al wat Paulus wil doen is in al sy briewe, hy sê ek wil net mense se harte vasmaak aan God se werk op aarde. Dis waaroor dit gaan. Ek wil mense se harte vasmaak aan die nuwe koninkryk op aarde. Die nuwe koninkryk ryk heerlik. Ryk jy hom? Ryk so sop. Ek wil vasmaak in die heerlikheid van God. Die nuwe koninkryk. As jy kies om te gee, waar jou skat is, skuif jou hart. Verstaan jy dit? As jy kies om te gee, as jy kies om vir iemand te help, jy kies, dis 'n keuse. Ons is nie heilig, so heilig, dat ons sê, nee, alles wat ons doen is die Here nie. As jy is, prys die Here, bly so. Maar die meeste van ons kies, en dan volg jy hart. So kies om te gee. En dan skuif my hart, en dan wil ek, hoe gaan dit by daai ou? Ek het vir hom gegee. Ek het bygedra by daai gesin, ek wonder hoe gaan dit by hulle? Ek stel belang, begin hulle bel. Hoor jy hoe lyk daai? Hoe lyk hy huis? Is hy uitgesort?
Jy begin bid ewe skielik, jy sien jou hart skuif, nee, wat gebeur? Jy begin bid, jy begin omgee, belangstel, jy met passie leef vir God se koninkryk om te groei. Jy leef met 'n passie vir God se koninkryk om te groei, want my hart is daar, my hart is om te sien dat dit wat Jesus op aarde begin het, sal uitbrei en uitbrei en uitbrei en hy my gebruik om dit te kan doen. Dis waarom oor dit gaan. Ek wil begin afsluit. Hier's nou 'n goeie punt as jy jou sop moet gaan warm maak. Hier's nou 'n punt. Jy kan nou gaan check. Want gewoonlik as ons dit sê, vat ons nog so 'n uur. So. Jy sien die ding is, ons gee vanuit ons nuwe identiteit. Gaan die helfte van die kerk. Hier, ons is bly vir julle vanoggend. Jy sien, ons gee, hoekom gee ons? Ons gee as gevolg van 'n nuwe identiteit. Dit is dit. 'n Nuwe identiteit beteken ons erken, ons het 'n nuwe koning. Ons leef in 'n nuwe koninkryk. Ons het 'n nuwe doel. Verstaan jy? Dis eenvoudig soos dit. Elke keer as ek gee, bely ek dat ek het 'n nuwe koning, ek leef in 'n nuwe koninkryk en hierdie is my nuwe doel. Want waar my skat is, sal my hart wees. My hart volg dit. So ek besluit dit. Here, ek gaan help. Ek gaan so vir mense uithelp. En dan wil ek afsluit met hierdie Matteus 6:33 wat jy gelees het, maar hoor nou net presies, as jy praat van die twee koninkryke, hoor hoe bring Jesus die twee koninkryke in Matteus 6:33 bymekaar, want dit is deel van daai hele gesprek wat ons gelees het. Vers 33 sê, moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink nie, of wat sal ons aantrek nie, dit is immers alles dinge waarna die heidene nasie soek. Die koninkryk, Mammon, dis waar hulle worry. Hulle fokus is daai goede. Wat gaan ek aantrek? Wat gaan ek eet? Wat gaan ek doen? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan my lewe lyk? Ek moet alles doen. Ek moet hulle skat is daar. Hoe lyk ek? Verstaan jy? Dis wêreldse goed. Hy sê hulle skat is daar. Die heidene nasies, die Mammon, sluk hulle in. Wil hy nog meer? Wil hy nog beter? Daai goede. Hy sê julle hemelse Vader. Sien 'n ander koninkryk? Julle wat in hierdie koninkryk is, het 'n hemelse Vader. Hy sê weet tog wat julle nodig het. Hy sê in hierdie koninkryk het jy 'n pa, hy weet wat jy nodig het. Daai ouens weet nie wat hulle nodig het nie, want hulle het nie 'n pa nie. Ja, hier is mooi. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, maar julle fokus gaan oor hierdie nuwe koninkryk. Hy sê in sy geregtigheid, hy sê al hierdie ander dinge, maar daai ouens worry, gaan jy kry. Dis wat jou pa, dis sy belofte. So ek nou so 'n bietjie net gaan opbreek, om mekaar te bring. So hy sê die heidene nasies, jy weet, en ons sien dit, ouens, asof jy leef jou toekoms sonder God. Yes, beplan saam met die Here. Yes, gaan kry jy die beste as ons praat met ons spanne daaroor en dokse daai oor en oor. Gaan kry vir jou 'n finansiële adviseur. Daai ou gaan jou help. Saam met die Here. Verstaan? En dan die prentjie is om te sê, want in hierdie koninkryk wil ek sekere beginsels invoer, maar Here, ek wil dit saam met U doen. Want ek het 'n hemelse Vader, en daai gedeelte sê, hy weet alles wat ek nodig het. Hy weet beter wat ek nodig het, as wat ek self weet. Hy weet. Hy weet al wat jy gaan nodig in die toekoms. Hy begin jou nou al op 'n journey vat, dat jy dit kan kry. En dan die soek, hy sê soek die koninkryk, beteken, ek wil toesien dat God se koninkryk op aarde groei. Waar kan ek belê in my tyd en in my finansies en in alles wat ek het, sodat God se koninkryk kan groei? Dis wat die Here vir ons vra. Dis al. Hy sê hy sal sorg vir die res. Ek skryf dan, dit is sy geregtigheid. Sy geregtigheid is om te sien dat sy koninkryk op aarde groei en dat elkeen wat deel is, ingesluit is in sy heerlikheid. En die geregtigheid, jy is die geregtigheid van Christus. Jy is deel van dit. Dit gaan nie oor, is God kwaad vir my of nie kwaad vir my. Ons hak te veel daar vas. Hy's nie kwaad vir jou nie. As jy vanoggend hier sit en jy dink die Here is kwaad vir jou, hy's nie kwaad. Ek vir jou nie, hy's nie kwaad vir jou nie. Hy gee om vir jou. Hy's lief vir jou. Al wat hy wil hê is jy moet net verstaan wie hy is. En jy moet sê, Here, my hart is vir die nuwe koninkryk. My hart is vir U. Ek sluit af met die woorde wat Jesus daar skryf in Matteus 6. Hy sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Vat hom, ek wil amper sê, sit hom op Facebook. Mense verstaan wat jy hier hoor.
En ek wil vir jou bid, vir oggend se gesprek is 'n gesprek eintlik waar ons onsself toets, en dan sê Here, ek wil my skat op die regte plek kry, dan verander my prioriteite, dan verander 'n klomp goed in my lewe. Want waar my skat is, my hart skuif soontoe. En dis 'n keuse, so ek wil jou vra, kan jy daar waar jy is, kom ons staan op. Maak jou oë toe. As jy opstaan, maak jou oë toe. Vir 'n geleentheid, vir 'n tydjie vanoggend, net jy en die Here. Sê gou, Here, help my. Waar is my skat? Vra jouself af, net jy weet dit, en net jy hoef dit te weet. Niemand weet dit en niemand anders hoef dit te weet nie, is jy en die Here. Hierdie is baie persoonlik. Here, waar is my skat? Here, waar is my prioriteite en wat dryf my in die lewe? U is besig met 'n projek op aarde. Die projek se naam is dat die koninkryk van God groei. Dis die projek. Die Here het ons geroep om deel te wees van hierdie projek op aarde. Ons wil sien dat God se koninkryk groei. Elke Christen, maak nie saak van wat se denominasie nie, elke Christen is deel van die koninkryk. Oral het ons te doen met mense wat deel is van die koninkryk. En my gebed is, Here, dat ons as u liggaam sal saamwerk en verenig om die koninkryk te groei. Here, u vra vir ons, maar raak betrokke. U het vir Paulus gestuur om na al die kerke toe te gaan in die Nuwe Testament en vir hulle almal te gaan sê, raak betrokke. God is besig, sy projek groei, sy koninkryk brei uit. Daar's nuwe gemeentes wat geplant word en daar's nuwe mense wat gered word en dan is daar ouens wat sukkel. Maar kom ons raak betrokke by hierdie projek van God op aarde. En die Here wil jou gebruik. Die Here gebruik mense, doodgewone ouens soos ek en jy. Here, ek bid dat u sal begin by elkeen van ons wat staan vanoggend, die ontdekking van waar ons skat is. Here, mag die ontdekking van my skat my vat, dat my hart skuif. En as my hart skuif, Here, dat daar 'n vrede sal wees in my besluite. Want dan maak ek die deur oop om te sê, Here, u promise my in Matteus 6:33 dat al hierdie ander goed gaan u vir my gee. Ja, daar's soveel beloftes oor dit. En ek wil kies om dit te glo. Ek wil kies om dit te glo in Jesus naam. Dankie, Here. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. Love.
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.